Savior, and I shall not be moved. Jesus is my Savior, and I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, yes, I shall not be moved. Hallelujah, I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waterside, yes, I shall not be moved. Oh, Jesus is my Savior, I shall not be moved. Yet Jesus is my Savior, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Yes, hallelujah, hallelujah. Dank u, Here Jesus, ons prys U. Amen en amen. Halleluja. Prys die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie dat ons deur U seun tot U kan nader. Dankie dat Hy ons middelaar is, dat Hy vir ons intree en dat Hy die voorspraak by die Vader is. Oh, halleluja. Here, ons is verseker van een ding, en dit is dat U wat vir ons intree, middelaar is, vir ons versoening doen, dit faal nooit nie. En ons eer U dat U dit vir ons doen. Here, dat ons nie afhanklik van 'n mens is nie, omdat die mens so feilbaar is. Here Jesus, dankie dat U wat alles oorwin het, vir ons werk daarvoor die Vader, en ons eer U daarvoor in 'n hemelse tabernakel. Halleluja. Dankie dat U die bedienaar is van hierdie hemelse tabernakel, sodat ons met vrymoedigheid kan ingaan na die troon van genade, want daar sal ons barmhartigheid verkry en genade vind voor die aangesig van die Here, om op die regte tyd gehelp te word. Here, ons is so bang om altyd te sê op die regte tyd, Here, want U tyd is nie ons tyd nie. U gedagte is nie ons tyd nie. Gedagte nie. U wee is nie ons wee nie. En Here, ek is so dankbaar dat U nog nooit vir ons 'n plan gemaak nie. Want 'n plan is feilbaar, Here. U het raadsbesluite, U gedagtes, U wee, het U oor die mens uitgeroep. En Here, dis die enigste weg na die ewigheid. En dit is dat ons moet wandel in die weg wat Jezus genoem word. En Here, U woord sê dit in Mattheus, dat baie is op die breë weg, min is op die smal weg. En daar is min wat hierdie weg vind. En Here, wanneer ons rondom ons kyk vandag, sien ons, daar is waarlik min wat hierdie weg gevind, wat U gevind het. U sê dit in Spreuke 8. Wie my gevind het, het die lewe gevind, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Ja, U is die deur tot die Vader. Here, ons kan opdoen, U is die roos van Saron, die lelie van die dale, die blinkmôre ster, halleluja. O Here, U is alles. O, prys die Here. En as ons die een wat U mis die lewe. En Here, daar's baie kinders van die mense wat sê hulle is kinders, baie wat Christene is. Hulle mis U. Hulle vind U nie, hulle mis U. Predikers mis U, omdat hulle eie idee het om mense te behaag, en daardeur dink hulle werk vir die Here, om skares by mekaar te maak. Here, in hulle poging om dit te doen, mis hulle U. Gee genade, Here, dat ons U nie sal mis.
maar dat ons U wat die weg is sal vind, in elke faset van ons lewens. Dankie, Here, dat ons in hierdie dag saam kan wees om weer na die woord te luister, en ons bid vir elkeen wat luister, die elke oor sal bestryk met die kosbare bloed, elke oor sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, Here Jesus, elke oor net die waarheid van U woord sal inneem. Here, want as hy dit doen, dan het hy U as die weg gevind. Gee aan ons groot genade, dat ons nie die weg sal misloop nie, en ook nie U nie sal vind nie. Baie, baie dankie. Want ons weet, alleen deur die waarheid van U woord, sal ons die weg vind, en ons sal U vind. Oh, halleluja, wat die lewe is. Eer U daarvoor in Jesus mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En ons dank die Here vir weer 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede, met die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede, en dit aan te hê, dat ons dit kan verkondig so, en ons dank die Here dat ons nog 'n platform gekry het waarop ons hierdie evangelie kan verkondig, en dit is Joy Gospel Radio. En ons sê die Here dankie vir Pastor Barry en sy vrou Christel vir die werk wat hulle doen, en ons weet dat die Here sal vir hulle seën en vir hulle voorsien, sodat hierdie werk kan uitbrei tot verheerliking van die naam van die Here. Halleluja. Ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ek is weer terug na wat ek altyd sê, Pinkster sonder die Heilige Gees is nie Pinkster nie. Halleluja. Jy kan net deel van Pinkster wees as jy in Pinkster ingebore word deur die wedergeboorte, en die Heilige Gees dooping deelagtig geword het met vuur en krag en heerlikheid. Halleluja. En die vrees van die Here is baie belangrik, en dan natuurlik ook die spreek in 'n Heilige Gees taal wat niemand verstaan nie. Kan ek weer sê, dis Pinkster. Sonder 'n Heilige Gees taal in jou lewe het jy nie Pinkster nie. Mense verstaan hierdie goed heeltemal verkeerd, want iemand het eendag en nou onlangs iets gesê dat as die Here met my praat hy in Afrikaans. Ek sê, want as dit so is, dan is dit wonderbaarlik. Ek wil net dit vir u sê. Die Here kan hier vandag met my praat. En wat interessant is van wanneer die Here praat. Die Here praat met jou uit hierdie woord. Enige iets wat die Here vir jou sê, as jy nie kan teruggaan in die volheid van die woord, van Genesis 1 tot Openbaring 22, en dit te vind wat die Here vir jou gesê het, die bly asseblief stil, want die Here het vir jou niks gesê. As die Here vir jou iets sê, dan sê hy vir jou iets wat in die woord is. En dan moet jy die woord van, en gaan kyk wat sê die skrifte daarvan. Dan kan jy eers sê, die Here het met my gepraat. Nee. Maar die Here kan hier met my praat, oor 'n ding wat in die woord geskrywe staan. Nee. Maar hy kan in elke land, reg oor hierdie wêreld, maak nie saak wat se taal het is, 'n volk het is nie, kan die Here vir my dieselfde gee as wat hy vir iemand in 'n ander land ook gee. Presies dieselfde, in 'n oomblikse tyd. So, die Here praat nie met my Grieks nie, want ek verstaan nie Grieks nie. Die Here praat met my Afrikaans, want ek verstaan dit weer goed. En natuurlik Engels ook, verstaan ek goed, ek kan nog wel nie goed praat nie. Nee, maar die Portugees en die Griek wat hier langs my is, en net hier is, en al die swart tale, die Here praat met hulle in hulle taal. Dink jy nou dat die Gees van die Here ken nie al die tale van die wêreld nie? En hy sê in die laaste dae spreek hy deur sy seun. En dit is so. Waarom? Want die Heilige Gees verkondig net dit wat hier geskrywe staan. Die apostels het verkondig net dit wat hier geskrywe staan. En
alles wat ons verkondig uit hierdie woord is die stem van die Here. Dis waarom die Bybel sê, as iemand, soos die Heilige Gees spreek, as iemand sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Hoe hoor ek die stem van die Here? Lees die Bybel, dan praat die Here met jou. Dis iets wat net uit die lug uitval nie. Dis vas. Want Christus is die hoeksteen. As jy die woord lees, dan praat die Here met jou. Maar die Here kan vir jou in 'n oomblikse tyd iets uit die woord uit sê en vir jou iets daaroor oopmaak en jy kan sê die Here het met my gepraat, maar voordat jy sê die Here het met jou gepraat, gaan jy eers na die woord toe. Om seker te maak, dit kom ooreen, 100% ooreen met die woord van die Here. Dan kan jy sê die Here het met jou gepraat. Want hy het nie net met jou gepraat nie, maar het is ook bevestig deur die woord. En nou kan jy sê die Here het met jou gepraat, want die woord spreek met ons. Halleluja. En dit is wat deel van Pinkster is. Die Heilige Gees. Net hy kan dit vir ons doen. Die Heilige Gees, dis interessant, die Heilige Gees kan my leer en lei in die hele waarheid. Die Heilige Gees kan vir my 'n oomblik 'n skrif gee, of 'n gedeelte, iets uit die woord uitlig, en hy kan in daardie oomblik begin om my te leer en te lei in die hele waarheid. Dis waarom jy die skrifte moet ken. En dan kan jy met reg sê, die Here het met my gepraat. Die Here het dit vir my gegee. Halleluja. Dis baie belangrik om dit te weet. Maar nou wil ons net gaan kyk na waarmee ons besig, die wapenuitrusting. Ek gaan nou vandag vir iets sê wat miskien vir baie skok gaan wees, maar ek wil praat oor dit wat ons laas keer ook gepraat het, waar die woord van die Here sê, ek wil net lees. Hy sê, Jakobus, die 1ste hoofstuk, die 13de vers, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God het kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Baie interessant. God versoek niemand nie. En hier is in die tuin van Eden, het God die mens versoek? Nee. En net vir die mens gesê, julle mag nie van die boom eet nie, van kennis van goed en kwaad, dan as julle eet sal julle sterwe. Hy het nie versoek nie. Die duiwel kom in en hy vat God se woord en hy versoek Eva. Dit wat die Here vir Eva en Adam gesê, kom die duiwel, hy vat dit en hy bring dit na Eva toe en hy versoek haar met die woorde van die Here. Om wat? Deur misleiding, deur verleiding, versoek hy haar, deur sy lustigheid. En hier is een van die wonderlikste, dis 'n ding wat die Here 'n hele paar jaar terug vir my gesê het. En ek is die Here so dankbaar, dat ek kan hoor as die Here met my praat deur die Heilige Gees. Want ek gaan dadelik terug na die skrifte toe, en ek deursoek hierdie skrifte om te kyk of dit wat die Here vir my gesê het, so is. En hier is een van die dinge wat die Here vir my gesê het. Halleluja. Toe Adam en Eva in die tuin was, ek wil dit net vinnig noem. Maar ek wil net die 14de vers lees. Hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Deur sy eie begeerlikhede. En hier is die wonder van die saak. Adam en Eva is in die tuin. Nou, hulle sê dat Adam en Eva was plus minus 83 jaar in die tuin gewees voordat die sondeval plaasgevind het. Nou, dit kan nie bewys word nie. Al het alles in die 6ste dag gebeur. Daar is genoeg tyd daarvoor dat alles wat gebeur het, die versoeking van die duiwel ensovoorts, want die Here het alles reggemaak vir die mens. En op die 6ste dag toe maak hy die mens. So, dit kon op die 6ste dag kon die versoeking van die duiwel ook plaasgevind het. Wat die baie belangrik is wat jy moet besef. Adam en Eva, ek sê dit altyd, die mense was nooit nakend in die tuin nie, hulle was met heerlikheid bekleed gewees. En terwyl hulle met heerlikheid bekleed was hulle naak gewees. Maar niemand kan deur die heerlikheid sien of hulle naak is nie. Dit is baie duidelik in God se woord.
Maar wat hier gebeur is, hoekom het Adam en Eva, terwyl hulle bekleed was met heerlikheid, hoekom het hulle nie gemeenskap met mekaar gehad? Ek wil nie moet kyk wat hier gebeur. Waarom nie? Ek gaan nou vir die verduidelik waarom. Toe die tuin en die duiwel in die tuin van Eden kom, halleluja, en dis die ding wat ek gesê het, wat ons worstelstryd is. Hy sê hierdie woorde, ek wil dit graag lees in Genesis. Genesis 3. Die 6de vers. Toe die duiwel klaar met haar gepraat, maar hy sê die 5de vers, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Hier is die begeerlikhede van die oë waarvan die Bybel praat. Die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë. Waar het hierdie begeerlikheid eers te begin? Toe hy vir Eva sê, dat as jy daarvan eet, jylle oë sal oopgaan, vir wat? Om te begeer. Nie om na iets anders nie, om te begeer. Dit meen, jylle was die hele tyd blind, jylle het hier rondgeloop in die tuin met heerlikheid bekleed, jylle was die hele tyd blind, jylle het niks begeer om te eet nie, jylle het al die vrugte in die tuin gehad, en jylle het die boom van die lewe gehad, maar God het gesê, jylle mag net nie van hierdie een eet nie. En dis baie interessant, nadat Adam en Eva, ek wonder of hulle nie van die boom van die lewe geëet het. Want hulle het reg gehad om te eet. Maar die Here het gesê, julle mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. So, hulle was nie versoek om van die boom van die lewe te eet nie, want hulle kan vrylik daarvan eet. En van al die bome se vrug. Die groot probleem het gekom. Die boom van die lewe is daar. Hulle kan van hom eet, en soos ek sê, ek glo hulle daarvan geëet, en die boom van kennis van goed en kwaad. Maar die Here sê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. En hier kom die ding vandaan. Hoekom mag ons nie van die boom? Ons mag van almal eet. Die boom van die lewe, hy is ook nie so langs ons. Maar dit is hier, waar die Here God gekyk het of die mens na sy woord gaan luister of nie. En dis waar vandag se probleem ook is. Daar's min mense wat luister na God se woord. Kinders van die Here, kerkorganisasies, gemeentes, met hulle pastoor, hulle luister dood eenvoudig nie na God se woord. Maar die duiwel kry dit reg om begeertes in hulle te laat opkom, om sekere dinge in die kerk te doen. En so gaan hulle oë oop vir wat? Om te begeer. In elk geval die oog van die mens het oopgegaan by Adam en Eva. Begeerte en welis. En hier is die groot ding. Toe Eva haar oë het oopgegaan, nog voordat sy geëet het. Weet jy waarom? Omdat sy die keuse gemaak het om te eet, het haar oë klaar oopgegaan. Want hoor wat sê die woord. Hy sê, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, net deur dit wat die duiwel gesê. Julle oë sal oopgaan. Maar nog voordat sy eet, toe sien sy, wat sien sy? Dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrug en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Wat het gebeur? As haar oë nie oopgegaan het nie, sou sy nooit 'n begeerte gehad het nie. Sy sou nooit wellus gehad het nie, of 'n lus gehad het na dit nie. En hier is die geheim.
toe haar oë oopgaan, toe word in haar verwek lus, wat op die einde van die welis is, en begeerte. En Eva het dit na vore gekom. En hierdie ding is baie belangrik. Ek meen, God het die mens nie gemaak sonder 'n begeerte en sonder 'n lus of welis nie. Nee, die mens is gemaak, want dit is die twee dinge wat kon veroorsaak dat God, waarom God gesê het, hy sê, wees vrugbaar en vermeerder. Om vrugbaar te wees, moet daar 'n welis wees en begeerte wees. Dis 'n uitgemaakte saak. Nee, dis tot vandag so. Maar toe haar oë oopgaan en sy sien, toe word haar dis 'n lus van die oë, toe word lus. En deur lus word haar welis in haar verwek, en deur begeerte word die begeerte ook in haar verwek. En toe sy eet van die vrug, halleluja, toe word die welis in haar bevrug, en die begeerte in haar bevrug. En die mens kan nie van dit ontslaa raak nie, tot vandag toe. Daar's net een wat jou kan laat oorwin deur dit. En dis, hoor wat ek nou vandag sê, dis die bloed van Jesus. Nou sê Petrus, hierdie ding was vir my so wonderlik geweest. Hy sê in Jakobus hierdie woorde, ek wil dit weer lees. Hy sê Jakobus 4 vers 2, Julle begeer en kom ons lees die eerste vers. Hy sê, waarvandaan kom oorlog, gevegtery onder julle? Kom hulle nie daarvandaan? Hoor wat sê? Van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie. Waarvandaan kom dit? Van die welluste. Waarvandaan kom die vyandskap tussen die goeie saad en die slegte saad? Dit kom van Eva se wellus af. Van haar begeerte af. Daar het iets gebeur. Dit is bevrug toe sy van hierdie vrug eet. Kennis van goed en kwaad. En wat is ons grootste stryd? Die kennis van goed en kwaad. Dis die worstelstryd in ons. Want ons het wellus en begeerte in ons. En Paulus sê, die sonde woon in hierdie liggaam. Ons kan nie daarvan ontslaa raak nie, behalwe die dag as ek sterwe en hierdie liggaam verrot. En wanneer die Here Jesus kom en hierdie liggaam word opgewek, bly die verrotting agter. En ek is vry daarvan. So, ek moet vleeslik sterwe, sodat hierdie wellus en hierdie begeerte wat by Eva ontstaan het en ook oorgegaan het na Adam toe, dat dit tot niet kan gaan, want alleen deurdat ons vleeslik sterwe, kry ons verlossing van hierdie sondes wat in ons vlees woon. Totaal geheel en al. Ons het verlossing daarvan. Want die Here verlos ons daarvan, sodat ons begeertes en die welluste wat in ons beperk word tot dit waarvoor God dit vir die mens gegee het. Maar dis goed wat nie sommer beperk word nie. Die mense ruk totaal hand uit, veral in die kerk vandag. Ek het vandag iets gehoor oor egskeiding. Dis verskriklik hoe hulle uit die woord uit hierdie goed verregverdig, maar dan haal hulle net sekere 'n verse aan. Nee. En dan gee hulle opinie van wat die Here werklik gesê het. Wat die Here eintlik nooit gesê het nie. Nee. Waarom? Want dis die begeerte in die mens. Want hoekom skei 'n mens? Die belangrikste ding is, as een van die twee verlief raak op 'n ander een. Ek ben al hierdie snaakse dinge wat mense, die vrou drink nie, die koppies nie, en die man nie vir al wil koop nie, dan los hy. Ek meen, dis 'n klomp nonsens, in elk geval. Maar alles word gedrywe teen twee goed. Wellus en begeerte. Nou wellus, hoor wat ek vandag sê, is die grootste worstelstryd wat ons het. En dit is waarom die Here God ons bewapen het met 'n wapenrusting teen hierdie liste van die duiwel. Nou, want hierdie liste word aangevuur deur die owerhede, deur die magte, die heersers van hierdie wêreld
en die bose geeste in die lig. Ek weet, dit word aangevuur, want dis waarop die vyand op ons aanval. Hy val aan deur welleste en deur begeertes. Nie iets anders nie. Want Eva het dit toegelaat in haar lewe. En ons sit daarmee in. Adam het dit toegelaat. Ons het dit, ons kan nie daarvan wegdoen nie. En dit is waarom kennis is die grootste, ek wil amper sê, iets wat die duiwel gebruik, om die mens weg te drywe van die Here, van die waarheid af. Want die kennis van goed en kwaad regverdig die kwaad en veroordeel die goeie. Wie is jy om my te oordeel? Wie is jy om vir my sê, ek mag nie dit doen nie? Wie is jy? Wie is jy? En wat gebeur? Die verkeerde word goedgekeur, want dis die welleste, die liste van die vyand met wellust en begeerte. En ek dank die Here vir 'n wapenrusting. Daarom sê Paulus, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hy sê, deur Christus Jesus ons Here. Halleluja. Die Here het ons verlos daarvan. Maar dit woon nog steeds in ons vlees. Gaan lees 'n bietjie Korintiërs. En dit is hieroor en net deur die bloed kan ek die oorwinning behou oor die wellus en begeertes. Sodat dit nie in my lewe aan uitdruk nie. Net deur die bloed. Halleluja. En dit is ons worstelstryd. Die vlees, waarin die sonde woon, en die gees, waarin geregtigheid woon. Vleeslike mens en die geestelike mens. Eerste Adam en die laaste Adam, wat 'n lewendmakende gees is. Dank die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het, om ons te bewapen. Vader, ons wil baie, baie dankie sê, dat ons in die naam van Jesus in hierdie oomblikke u woord kan neem, en dat die woord deur die Heilige Gees vir ons kan oopgaan, sodat ons waarlik vir mense kan sê, dit het die Here vir my gesê. Halleluja. Baie, baie dankie Here, dat ons van u toestemming gekry het, en dat u vir ons dinge gee, wat u self met ons spreek, sodat die Heilige Gees ons kan leer en lei in daai hele waarheid, uit u woord. Laat ons net getrou bly aan dit, Here, en nie uit onsself dinge na vore bring, en sê die Here het gespreek. Gee genade in Jesus se naam, en ons dankie vir elkeen wat u seën en ons prys u daarvoor. Amen en amen.